Goeiemôre julle almal. 'n Hartlike welkom van my kant af. En ek sê weer vir die geleentheid wat ek vandag het om weer woord te kan bedien. Nou mense word so 'n bietjie gestretch as jy hier voor staan, jy weet. Mense het 'n neiging om te dink is nie maklik, jy weet. Maar as jy hier voor staan voor mense, wanneer jy veral as dit nie gewoond is nie en wel, selfs wanneer jy dit gewoond raak, dan raak dit nog steeds ongemaklik. Maar ek het die Here gevra, gebruik my. Gebruik my daar waar ek is. Gebruik my soos wat U goed dink. En die Here is nou maar so, dat hy nou maar vir jou gee, dit wat jy vra. Op die manier wat hy dit gee, soos wat hy dit wil hê. En ja, dit het 'n neiging om mense 'n bietjie te stretch buite jou comfort zone. Nou, en ek dink ook, hierdie stukke wat ons behandel, het 'n neiging om jou bietjie te stretch buite jou normale comfort zone. Want laasweek het ons gepraat oor God se wil vir ons, dat ons in Jesus se voetspore, Jesus die Christus se voetspoor moet volg. So ons is Christene, so ons is to be Christ-like, soos Jesus. So ons moet soos hy wees, ons moet sy voetspore dan volg, want dit wat ons nou sê, ons is 'n Christen. So dit was gedeeltes waarvan ons gepraat het. Nou, ons het gepraat oor 1 Petrus 2 vers 18 tot 21. En dit het ons 'n bietjie uitgedaag. 'n kragtige boodskap, as 'n mens dit nou kan vat, vir ons, waar dit jou Christelike karakter bietjie vat, en hom uitdaag, en vir jou te sê, dat jy moet gehoorsaam wees, aan die gesag, wat nie 'n Christen is nie. Nou, dit klink bietjie weird, maar tog sê die Here, hy plaas die mense daar waar hulle is in hulle posisies. Hy is verantwoordelik om hulle daar te plaas. Jy is nie die persoon wat hom daai lê om hulle daar te plaas, in sy posisie van gesag. En jy as Christen moet hom eer vir sy gesag, of jy van hom hou en of jy nie van hom hou nie. Dit is God se woord wat hy vir ons gesê het. Nou, die dinge wat jou ook 'n bietjie stretch is, wanneer dit onregverdig raak teenoor jou. Wat doen jy as dit onregverdig raak teenoor jou? Dit is waar jou karakter ook bietjie gestretch word, nee? Waar jy bietjie gerek word en dit 'n bietjie ongemaklik raak. Want nou wil ek op my reg staan en ek wil nou begin reageer in plaas van dat ek regeer. Maar wat die God vir ons sê is, hy roep ons. Hy roep ons, wat sy woord wat ek laasweek gebruik het, 'n radikale Christenskap, né? Ek het laasweek gepraat van radikale Christenskap. So nou jou radikale Christenskap moet jou nuwe radikale manier wees. En jou nuwe manier kom in wanneer jy onregverdig behandel word. Wanneer die mense teen jou beweeg, alhoewel jy reg is. Nie wanneer jy verkeerd is nie. As jy verkeerd is jy verkeerd. So dit gaan oor wanneer jy reg is en alles beweeg teen jou. Op 'n onregverdige manier. Dan moet jy radikaal gehoorsaam wees. Nou, dit was my 'n bietjie bitterpil. Want ek het geweet, ek het 'n ego waar ek moet aan werk. Want die manier wat ons gewoonlik maar het, is om op stroppeles te raak en op te pof en te staan teen daai ou en om te vertel wie hy is en waar hy heen kan vlieg en
al daai lekker dinge, want dit is my reg waar ek op staan, want hoe durf hy om so met my te praat, of met ons te praat, waar ook al die situasie is. Maar die Here roep jou vir 'n radikale Christendom. Nou as ons 'n radikaal ding, dan dink ons aan extremes. Jou radikale terrorist, of wat ook al mense nou aan dink. Jy weet, extreme right, extreme left, waar die mense radikaal in 'n rigting gaan wat heeltemal teenoorgestelde is van waar mense nou eintlik regtig moet wees. Maar God roep jou om radikaal gehoorsaam te wees. En dit het 'n bietjie aan my gewerk, want dit is dinge wat ek aan moes gedink het. Vandag praat ons uit 1 Petrus 2 vers 21 tot 25. Nou daar's 'n paar punte, lewensbeginsels wat ons daar uitgehaal. So kom ons lees gou vers 21, vanaf vers 21. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Dis awesome. Maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat selfs ons sondes op sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Vers 25, want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Dis mooi woorde. Ons herder en ons opsiener van ons siele. Nou, hier's 'n paar punte wat nou uitgestaan het en wat ons kon gebruik het, wat ons kan gebruik. Nou, die eerste punt nommer 1, die standaard van reinheid. Kom ons lees gou vers 22 weer. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie. Nou, hierdie is vir my amper soos integriteit. Nou, Jesus se integriteit was nie onderhandelbaar nie. Hy het nie teruggestaan vir sy integriteit nie. Hy het niks onderhandel waar dit kom met dit nie. Hy was Jesus en dis wat hy was. En hy het op sy woord gestaan daarmee. Hoe lewe ons? Ons moet lewe op ons integriteit, moet ook wees sonder bedrog en sonde in ons lewe. Omdat ons Christen is daar iets wat ons ook moet wys, né? So ons moet leef sonder bedrog of sonde in ons lewe, so ver as wat ons kan. En ek sê nie dis maklik nie, man. Ek staan hier voor en ek kan sê, jy moet sonder sonde wees, en dan loop ek hier uit en ek gaan 10 to 1, gaan ek ook sonde doen as ek hier uitloop. Ek sê nie dit is maklik wat ek hier sê nie, maar ons het te strewe na heiligmaking. Ons het 'n voorbeeld, ons het 'n Jesus, ons het sy integriteit as 'n voorbeeld vir ons, waarna ek wil strewe, want is iets hoër ver bo my. Ek is nie perfek nie, ons is nie perfek nie, maar Jesus is. Hy was die perfekte voorbeeld. So ons het 'n strewe om sondeloos te lewe. Nog 'n punt wat ek aangegee het is, as jy ly, maak seker dit is vir goeie dade. Dis omdat jy goed gedoen het. Nie omdat jy slegte dinge gedoen het nie, omdat jy goeie dinge gedoen het. So jy kry pak slaag omdat jy kry pak slaag nie vir jou eie sondes nie, van ander mense af. So jou baas gee jou moeilikheid omdat jy is wie jy is as 'n Christen, vir jou goeie dade. Nou jou professionele integriteit. Dit wat daar waar ons werk elke dag,
Die meeste van ons, van die ouens is nog op die skool, en daar's ook 'n tipe integriteit. So, waar kom dit nou in? Jou professionele integriteit, is wanneer jy werks etiket. Jy het 'n werksetiket wat jy toepas. Nee? Wat is dit in Engels? Wie kan my 'n woord gee in Engels? Work ethics. Work ethics. Jy het 'n werksetiket wat jy toepas daar by jou professionele werk. En dit moet vlekkeloos wees. Nou, dit klink na 'n groot, maar dit is nog steeds, dit is sondeloos, vlekkeloos. Jy moet so goed daarin wees dat daar geen probleem is met jou werk nie. Dit wat jy met jou hande gee, dit wat jy gee as 'n persoon by jou werk, dit wat jou baas jou vra om te doen, moet so wees dat daar nie 'n probleem is op enige manier waar hulle jou kan kap nie, nee. Want party van hulle staan daar reg met 'n byl om jou te kap, of ons dink so. Jy weet, maar party mense is so. Ek het al vir so baas gewerk, is nie altyd lekker nie. Dit raak nog ongemaklik en warm daarso. Maar ja, ek moet sê, ek werk nou op 'n goeie plek met goeie mense bo my en ek kan nie kla nie. Nog 'n ding by jou werks geleentheid waar jy professionele integriteit moet toepas, is wanneer jy verslae invul, moenie lieg nie. Moenie goed skryf op 'n manier om jou te cover, sodat jy jou bonus byvoorbeeld kan kry. Want baie keer moet 'n mens papiere invul, en as gevolg van jou bonus wat beïnvloed word, byvoorbeeld, ek gee nou net 'n voorbeeld, kan 'n mens om 'n bietjie die 0 soos 'n 9 laat lyk, byvoorbeeld. Net om daai bonusie so bietjie te stoot, jy weet. Ek kan eerlik sê, ek het dit al gedoen. Nou nie vir bonus nie, maar vir iets anderster in die werk om my te cover. So ek praat nou in skaamte hierso, want ek was bang dat my baas met my gaan raas. So ek het goed op 'n vorm gaan skryf wat halfreg was, want ek het myself probeer cover. So, maar ek moes na die tyd moes ek dit gaan regmaak, want nie dat die baas my gevang het nie, maar die Here het my oortuig dat ek verkeerd is. Dan moet ek my papiertjie maar weer gaan haal by die baas en sê, hoor, ek het verkeerd gedoen. Ek moet net gou hier regmaak, dit was 'n per ongeluk, jy weet. Nee, maar eintlik was dit aspres, maar dit was 'n per ongeluk. Maar ja, integriteit, wanneer jy verslae invul. Moenie krediet steel nie. Ander ding is, moenie skinder by jou werk. Daai ou sleg sê en daai ou sleg sê, moet dit nie doen nie. Dit is nie 'n voorbeeld van Jesus Christus nie. Moenie jou baas gaan sleg sê by ander mense as jy nie bereid is om dit voor hom in sy gesig te sê. As hy verkeerd is nie. Maar die manier wat jy dit ook gaan sê, bepaal ook wie jy as Christen is. Want hoekom sê jy hom sleg? En as jy hom in sy gesig gaan sleg sê, op watse manier sê jy hom sleg? Sê jy hom sleg omdat hy verkeerd is, of maar net omdat hy streng is? Want sy manier van streng wees, gaan heeltemal teen wat jou Lexie is. Waar is jy integriteit dan? Wanneer jy daai baas aanvat, omdat hy volgens jou te kwaai is, byvoorbeeld. Dis nou, wat ek nou dink is, ek het dit gedoen. Ek het dit gedoen. En ek moes gaan om verskoning vra vir 'n persoon, my baas, omdat ek was, nou net 'n mooi woord kry, hardekwas, teenoor hom. Omdat ek regtig gevoel het, hy was verkeerd. Ek het later uitgevind, hy was eintlik reg, en ek was verkeerd. Nou, dit is 'n bitter pil om te sluk, om vir die ou te sê, hoorie, my baas, jy's eintlik reg. Ek moes nie so opgetree het nie. Ek kon dalk anderster opgetree het teenoor jou, maar pas op.
wys jou net wat gaan gebeur, né? Integriteit. Waar is my integriteit teenoor daai persoon wat oor my is? My professionele tyd. Die ander punt wat ek nog gevat het oor jou standaard van reinheid is 'n dubbele lewe is verbode. Wanneer jy terugslag kry, moet jy seker wees dit is oor jou Christelike waardes en nie oor jou slordigheid of jou sonde of omdat jy net te lui is om die werk te doen. En dan probeer jy dit al wegsteek en al wegdoen. Ons kan nie 'n dubbele standaard lewe op een manier en dan hou ek my baas verantwoordelik omdat hy nie sy werk doen nie, maar ek doen dieselfde. Dit is vir my 'n dubbelstandaard. Ek verwag dat hy 'n baas wil wees, maar ek verwag van my om nie 'n werker te wees nie. Dis 'n dubbelstandaard volgens my. Waar is my integriteit? Waar is my standaard van reinheid in dit? Hoe kan ek hom op 'n ding sit, maar ek sit myself op iets anderster? Daar's geen integriteit in dit nie. Die punt nommer 2 waaroor ek wil praat is die krag van selfbeheersing. Dis in vers 23. Kom ons lees gou vers 23. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Hierdie is 'n groot vers. Die krag van selfbeheersing. Daar die Here Jesus vir ons selfbeheersing gewys. Hy het 'n reaksie geweier en hy het gekies om te reageer, te regeer. Hy het nie gereageer, hy het geregeer. Nou, wat 'n awesome voorbeeld is dit nie vir my en jou nie. Want hulle het hom daar definitief nie mooi behandel, daar in daai vers 23, toe hy gelei het nie. Hy het gelei en hy het geweier toe hulle hom sleg sê, dat hy gaan terug sleg sê. As jy beledig word in die algemeen, as jy beledig word, hoe reageer ek? Wat sê ek? Vertel ek hy ou van sy ma en sy pa en sy agterkleinkinders en elke ding, omdat hy my nou sleg gesê het, want hy het so gedurf, net om met my soeke goed te sê. Maar, gaan ek toelaat om my selfbeheersing ten prys te gee vir my ego? Want dit, op die einde van die dag, het gaan maar oor ons ego en ons gewoontes, is dit nie? Is my gewoonte om elke keer te reageer oor my situasie, of kan ek myself begin 'n mind switch gee? My mind verander oor hoe ek dinge verander, of approach, na hulle te loop. Gaan ek uit my pad uitgaan, om daai ou spesifiek te wys, of die vrou, of wat ook al die persoon is? Of gaan ek my mind begin is 'n mind switch gee? En in 'n ander gear ingaan, en om anders te approach. Om nader aan hom te beweeg op 'n ander manier. Iets wat ek dalk beter kan doen. Wat kan ek anders doen, as om net om op my perdjie te spring? Selfbeheersing. Wat het Jesus gedoen? Hy het nie die mense sleg gesê nie. Moenie vuur met vuur beantwoord nie. Die Here het stilswye toegepas. Hy het stil gebly. Ek weet nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek weet, ek kan nie altyd stil bly nie, want ek het altyd iets om te sê, as iemand iets van my verkeerd doen, nee. So, maar ek glo nie julle doen sulke dinge nie, nee. Niemand van ons doen dit nie. Maar, stilswye.
as jy aangeval word, waar jy beledig word, waar jy gedreig word, miskien moet jy net stil bly, sodat jy eers kan dink oor wat jy gaan sê, en wat jy gaan doen. Dit werk altyd beter, as jy net kan stil bly eers, want 'n mens het 'n neiging om te reageer op die situasie, en dan kom al daai goeie woorde uit, en dan raak jy ontslae van al daai frustrasie wat daar uitkom, in plaas van bly stil en dink wat jy gaan sê. Nou ek het dit begin toepas in my lewe. En dit werk. Want as ek stil staan en eers dink vir 2 of 3 sekondes voordat ek begin iets sê, dan dink ek heeltemal iets anders as wat ek op die eerste sekond sou gesê het. En dit vat 'n bietjie oefening. So as jy wil oefen by die huis, vra jou vrou of jou man om vir jou iets te sê, en dan kan jy dit so 'n bietjie oefen voordat jy daar buite gaan. Nee, eerder nie, want dan veroorsaak dit net huismoles. Right, stil swaye, wat Jesus vir ons gedoen het. Ons het 'n neiging om ook wraaksugtig te raak. En dan moet ons regtig begin stil bly. En daai pause knoppie gaan druk wanneer ons voordat ons reageer. Druk pause. Bly stil. Moenie net inspring nie. 'n Ander ding is, Jesus het gegaan in daai vers en hy het dit oorgegee aan die Vader. As ons lees daarso, hy het gelei, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Regverdig oordeel. So, hy het dit in God die Vader se hande gelos en geweet dat God die Vader die ding sal reg oordeel en sal laat plaasvind wat moet plaasvind. En as dit moet, sal hy jou gebruik. So, dis kom mens moet wag en nie net reageer nie, maar partykeer het jy 'n kans om te kan pause en weg te beweeg. En dan vra jy die Here, moet ek reageer op hierdie storie wat nou gebeur het? Wanneer jy daar een kant staan in jou kantoor of by jou werksbank of waar ook al, wanneer jy wegbeweeg van die ou af, praat met die Here en vra, hoorie, Here, wat dink u moet ek doen? Hoe moet ek die ou approach sodat hy my anderster kan hanteer? Of hoe moet ek hom approach, of moet ek hom glad nie weer verder approach? Miskien is dit iemand anders se werk om vir hom te sê, hoorie, dit wat jy nou gedoen het is verkeerd, want iemand anderster gaan dalk vir hom 'n beter invloed gee oor sy verkeerde gedrag. Pause. Gee oor. Vertrou in die groter regter. God se werk is om gereg te spreek. Hy sal regverdig vir jou optree. Punt nommer 3. Die doel van die kruis. Kom ons lees vers 24. Wat selfs ons sondes op sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Sterf vir die begeerte om te sondig. Ons sondes is voorgesterwe. Waar sou ons gewees het as Jesus nie aan ons gedink het daar op die kruis nie? Ek wil baie keer hartseer raak oor dit, want daai video Passion of the Christ het my 'n halwe idee gegee, of nie eers 'n kwart van 'n idee gegee wat Jesus deurgegaan het vir my. Hy het op 'n kruis gehang, maar voordat hy op 'n kruis gehang het,
het hy eers ander goeders deurgegaan. En terwyl hy daar besig was, het hy gedink aan ons. Hy het gedink aan my. Hy het gedink aan my toe ek hom nie lief gehad het nie. Hy het gedink aan my, nog voordat ek hom nie geken het nie. Het hy klaar genoeg liefde vir my gehad, om dit deur te gaan. Christus het vir my gelei, vir my sonde. Hy het dit op hom gevat. En dan, partykeer vergeet ek, en dan skep ek die Here af. En dan sit, wanneer ek hierdie goed sien, dan bring dit my baie vinnig weer terug, waar ek besef, wat hy betaal het, dit was erg. Dit was verniet. Maar dit was 'n dierprys wat hy moes betaal het. Sy genade is verniet, sy liefde is verniet. Maar sy prys was duur gekoop. Nou, Christus het ons sondes gedra, sodat ek en u vir die sondes mag en kan nee sê. Jy mag nee sê vir goed. Jy kan nee sê vir goed. Jy het 'n besluit wat jy neem, of jy die verkeerde ding wil doen of nie. Mens kan 'n partykeer iets regverdig, want daar is goed wat jy graag wil doen, en omdat jy dit wil doen, is daar 'n way wat jy daai woorde in jou kop sal speel, om dinge te regverdig, want jy wil daai ding doen wat nie reg is nie. Die verkeerde program kyk. Die verkeerde liedjies luister. Die verkeerde mense nader, na die verkeerde plekke toe gaan. Die verkeerde goed in my liggaam insit, omdat ek voel, dis alright. En ek kan dit wegspeel op 'n ander manier. Die sonde. Ons moet 'n vryheid van negatiewe patrone kry. Negatiewe patrone hou jou in sonde. Nou, jy moet jou patroon verander van hoe jy dinge nader en sien. Rook is 'n goeie voorbeeld. As ek nie my patroon gaan verander nie, gaan ek nog steeds aanhou rook. My patroon van as ek wakker word, is dadelik, ek gryp die pakkie. Want dis my patroon van dinge doen. As ek opstaan, miskien is my pakkie nie langs my nie, maar hy is daar en ek kom by somewhere of op stoep of 'n walkel. Dis my patroon van dinge doen. Hoe verander ek? Deur my patroon te verander, behoort dinge anderster uit te werk op die einde van die dag. Maar die ding is, jy moet die prys betaal om jou patroon te verander, want ek moet die kant toe beweeg, maar my sonde is daai kant toe. Nou ek gebruik nou net sigarette as 'n voorbeeld, want dis 'n, ons kan ewen drank gebruik, ons kan dwelms gebruik, maar wat van kos? Ek lyk nie soos ek lyk omdat ek op 'n dieet is nie, hoor. Ek sondig met kos ook, want ek pas brassery toe. Die wat my nou ken, weet. Ek kan partymal lekker wegpak. Hy is genoeg spasie vir alles wat ek sien. En dis waar die probleem in kom. Ek het 'n neiging om, want daai lus, ek kon gisterand koffiekoek geëet het. Ek kon, maar ek het nie. Want ek het sterk gestaan. Ek kon gisteroggend koekies geëet het, saam met my koffie.
hierso by die manne bid hier, maar ek het nie. Daai lus, en dit kom dieselfde by sigarette, by drank, by dwelms. Om teen jou eie wil te beweeg, dit is waar jy die verlossing kry. En jou God die Vader en Jesus Christus, die Heilige Gees te vertrou en sê, Here, ek het U hulp nodig, ek kan nie beweeg sonder U nie, ek het U nodig, want hierdie koek staar my in die oë, en ek wil hom eet nie, want ek weet dit is verkeerd, dit is nie goed vir my liggaam nie. Maar ek het die Here nodig om teen dit te gaan, want ek het 'n probleem, veral met kos. Dis my probleem. Maar iemand anders het 'n probleem nou met iets anders. En jou baas, en jou familie, en wie ook al jy mee in kontak kom, ons almal het probleme. Ons almal het 'n probleem. Daar is nie een persoon in hierdie wêreld wat nie 'n probleem het met iets nie. Maar dis hoe dit jou beïnvloed en hoe jy God nader omtrent dit, wat 'n verskil maak met jou probleem. Nou van ons probleme is erg, heavy erg. Mens kan dit sien met dwelms, dis 'n ekstreem. Van ons het probleme met drank, sigarette. Dis nie so erg nie, want dit is ook nie illegal nie, en so dit is ook nie so heavy nie. Maar wat van soos kos? Jy moet elke dag eet. Jy moet elke dag eet. So ek kan agter dit wegskryp, is dit nie? Ek kryp agter dit weg. So ek regverdig myself. In plaas van dat ek net die Here vertrou dat hy my sal help om maar te word. Minder te eet. Vertroue op die Here. Maar ook die stap wat ek neem, ek moet nie daai kant te loop nie, ek moet nie die eerste stap soontoe gee, ek moet die eerste stap soontoe gee. Ek moet beweeg daai kant toe, want daai kant is die regte pad, is die regte besluit. Ek kan nie die kant toe beweeg nie. Dis 'n negatiewe effek, positiewe effek. Die kruis. Die kruis. Wat het Jesus vir my gedoen? Hy het 'n prys betaal. Hoekom kan ek nie 'n prys betaal nie? Dis geensins enigstens maklik om te verander van een ding na 'n ander ding. Party mense vat langer as ander mense. My pa, man, hy het sigarets gevat, het hom daar neergesit, het hom gelos en daar gaan hy. Goed. Hy het drank gevat en hom gelos, het hom nie aan hom gevat. Hy het vir jare nie gedrink nie en hy het vir jare nie gerook nie. Ewe skielik toe raak hy sommer nou maar net lus, sê ja, toe rook hy nou maar weer. Hy kon dit so doen. Ek kan dit nie so doen nie. As ek hy koekie so sien, gaan weg. Dis verskriklik. Vir die een persoon is dit maklik, vir ander is dit nie maklik nie. So ek verwag van geen persoon om te sê, vandag los ons alles wat verkeerd is en dan gaan ons die kant toe. Ons gaan nou die regte ding doen. Almal is op 'n ander plek. Niemand is perfek nie. Ons is almal op 'n ander plek en Jesus het vir ons gesterf omdat jy is wie jy is. Maar hy sal jou ook help. Die Gees van die Here sal jou help. Maar jy moet net by dit bly. En die pad probeer aanhou volg. Dit moet jou mikpunt wees. Jy gaan heiligmaking nastreef. Ek gaan strewe om minder koek te eet en al die pies te eet en my kos en jou kos en ons kos sommer saam te eet. Ek gaan net my bord kos eet. Dis 'n wilsbesluit. Ek beloof julle, dis 'n wilsbesluit wat ek moet neem om net een porsie kos te eet. Dit klink dalk funny, maar dit is nogal funny, maar dis 'n wilsbesluit wat ek moet neem elke dag met 'n probleem wat ek het.
om nie te gaan soek, daai extras, alhoewel ek omsingel word deur die goed, weg te beweeg. Want hier in punt nommer 2, die krag van selfbeheersing. Soos pastoor sê. En ek vat dit terug na die kruis toe. Wat het Jesus vir my gedoen? Hy het die pad geloop. Hy het nie teruggedraai na iets anders te doen nie. Hy het nie engele geroep om hom te red nie. Nou kan ek nie daai bietjie selfbeheersing maar bietjie toepas en bietjie meer fokus op my selfbeheersing en beweeg in 'n rigting waar die Here my kan gebruik en ek kan sê, hoorie, ek het ook daai probleem gehad, miskien kan ek jou help met dit. Want iewers along the line gaan jy uit hierdie deure uitgaan en jy gaan iemand raakloop met 'n probleem, dieselfde as wat jy het. En jy gaan dalk vir hulle kan raad gee oor hoe jy dit deurgemaak het. Deur vir hulle te sê, ek het nie selfbeheersing gehad oor my probleem nie, maar miskien try net hierdie manier, want dis wat ek gedoen het om my selfbeheersing reg te kry om die ding te los. Selfbeheersing en die kruis. Sjoe. Leef vir geregtigheid. Die doel van jou vryheid is 'n heilige, regverdige lewe. Die doel van die kruis. Aktiewe regverdigheid. Wat beteken dit? Ek het 'n manier wat ek moet try volg om 'n aktiewe, regverdige lewe, heiligmaking na te strewe. Want dit is waar Jesus vir my op die kruis gesterf het. Maar ek kan dit slegs doen as ek die besluit actually neem. Regverdigheid kom in hoe jy dinge doen. By jou werk, by jou huis, daar in die dorp. Regverdig. Hoe lewe ek regverdig teenoor God? Dis 'n besluite wat ek neem. 'n Ander ding wat die Here vir ons gedoen het op die kruis is genesing. Ontvang jou genesing. Deur sy wonde is ons genees van siekte, van ons sondes. Jy gaan genesing kry in jou fisiese liggaam. Jy gaan genesing kry van jou sondes wat jy toegepas het. En dit kwel hierbo. Jy het die Here nodig om jou te genees hier waar jy die hele tyd daaroor vesting. 'n vesting plaas hier in jou hart, in jou kop, waar jy die hele tyd daaroor dink, hoe verkeerd jy was. Die Here sal jou help, hy is die genesing daarvoor. Hy is jou verlosser. Hy verlos jou van daai gedagtes. Hy verlos jou van jou sondes. Jou genesing is by die kruis. Punt nommer 4. Die herder se leiding. Vers 25. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Ek wil net daai laaste stukkie weer lees. Terugkeer na julle herder en opsiener van julle siele. Nou die punt wat ek daar gemaak het is, jy is gevind. Nou, baie van ons het glad nie die Here geken nie, het nie eens geweet wat se kerkie. Jy's 'n wilde skapie gewees. Daar in die wêreld. Jy het daar lekker geloop, laat die daar, ek eet my grasies, en ek doen ook al wat ek doen. En ek het vrylik gelewe soos ek wou. Daar's niemand wat my niks gesê het nie, daar's niemand wat my regtig gelei het nie. Maar
dan kom ek 'n verlosser teë. Dan kry ek my herder. Dan is jy gevind. Jy is dan gevind. So mens moet erken dat jy verlore was en dat jy nou onder 'n herder val. En partykeer het ons die Here gevind, ons het die herder gekry. Maar dan raak ons weer so al weg van die groepie af, nee. Dan is jy 'n dwaalende skaapie. Jy raak verlore, jy raak rigtingloos. En dan ewe skielik dan vind jy weer die Here en dan kry jy 'n bietjie 'n rigtingkorreksie. Soos jy GPS, hy refocus jou en dan sit jy weer op 'n ander pad. Jy kry 'n rigtingkorreksie. En wanneer jy voel jy is verlore, jy is uitgebrand en jy is rigtingloos, keer terug na Jesus Christus en sy lyding. Is nie altyd maklik, maar is moontlik. Die ander punt is, keer terug na gesag. Onderwerp jou aan Jesus as die Here en opsigter van jou siel. Want dis wat hy vers vir ons sê, hy is die opsigter van jou siel. Keer terug na Jesus Christus, die opsigter van jou siel. Volg ek God se agenda of volg ek myne? Plaas ek God se agenda bo myself? Sy plan vir my, sy plan vir die wêreld, plaas ek dit bo myself of nie? Die Here weet wat die beste vir jou is, maar as ek bereid om te glo, dat hy actually die beste vir my is. En die ander ding wat hy gesê is, ons bly onder sy wag, ons bly onder sy sorg, sy beskerming, sy leiding. Hy hou wag oor jou lewe. Hy kyk na jou. Hy is jou voorsiener. Hy is alles vir jou. Maar jy moet bereid wees om by die trop te bly en te volg wat die herder sê. Die herder vat ons na die groen gras daai kant toe. Is ek bereid om die trop te volg en te gaan. Follow the flock. Nou wil ek net afsluit met 1 Johannes 2 vers 18 tot 22, sorry. 1 Johannes 2 vers 18 tot 22. Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste. Waaruit ons weet, dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige Gees, van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe, omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken, en moet geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken, dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Wat hierdie stuk nou eintlik vir my sê is, ek het die Here gevra, ek het 'n stuk nodig. Wat kan ek nog by sê? Wat basies vir my hierdie soort van kan bevestig, basis. Nou, hierdie stuk op sy eie, net daar waar hy is, waarvoor hy geskryf is, wat hy beteken, is nie heeltemal saam met die ding. Maar, toe vra ek die Here, hoe kom die twee by mekaar uit? En wat die Here vir my sê is, dat die mense teen God en sy beginsels gaan. In vers 19 lees ons, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie.
Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig gekom dat hulle nie almal van ons is nie. Nou wat vers 19 vir ons sê is, wat saam met ons stuk nou gaan by Petrus, is mense is nie wat hulle altyd sê hulle is nie. Want mense kom kerk toe en hulle gaan weer en hulle maak of hulle die Christene, veral in die besigheidswêreld. Mense is nie wat hulle sê hulle is nie. Nie altyd nie. Daar's min mense wat regtig eerbaar kan sê, ek is 'n Christen in besigheid. Nou vers 20 lees vir ons, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. So ons het die salwing van die Here, van die Heilige Gees met ons. En dit kan ons gebruik tot ons voordeel. Vers 21. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen die waarheid is nie. Jy ken die waarheid. Ons ken die waarheid. Vers 22. Wie is die leenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon. Die mense ken nie almal Jesus nie. En jy moet dit ook besef. En nie almal wil die Here ken nie. Hulle stel nie belang in ons Christene nie. Want ons is 'n nuisance. Ek het gaan kyk na die woord loon. Die heel laaste woord is loon. En die loon is nie loon soos iets wat jy verdien het nie. Hierdie loon wat hy hierso skryf is, om iets wat waar is te ontken of te weerspreek. En dit is wat ons saam met hierdie gedeelte kan insit van Petrus. Dat mense wil teen dit gaan, dit wat ons wys. En wanneer mense teen ons gaan, as 'n Christen, hoe reageer jy? Want dis wat die Here vir my wil wys. Hoe reageer jy wanneer mense teen jou beweeg en teen jou begin praat en vir jou die verkeerde dinge sê? En toe gee die Here my gedagtes, toe sê hy vir my reverse. So ek gaan hom nou in reverse sê. Die mense ken nie Jesus nie, maar jy ken die waarheid. Jy het die salwing van die Here, en mense is nie wat hulle sê hulle is nie. Hulle sal teen God se woord gaan, en sy beginsels. Maar waar staan jy? Dis wat die Here vir my gesê het op hierdie stuk. Waar is jy in sy woord? En toe gee hy vir my 'n laaste ding wat sê, ons hierso is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Wanneer dinge skeef gaan teen jou, is jy nie alleen nie. Jy kan 'n foon optel en jy kan 'n vriend bel, jy kan met die Here praat. Hy sal jou nooit los nie. En as jy 'n bietjie bemoediging het, praat met 'n vriend. Oom Pieter, ek het 'n probleem. Kan jy my help asseblief? Of bid net saam met my. Dis wat die Here vir my gewys het. Jy is nooit alleen nie. Moenie alles alleen probeer doen nie, want ek weet 'n mens like so nou dan nie om jou goeders te deel met mense nie. Maar onthou, die Here is met jou en hy het jou broers en jou susters om jou gesit as 'n support. So wanneer jy hierdie dinge deurgaan, dink daaraan. Kom ons bid. Dankie Here Jesus vir die wonderlike geleentheid wat ons het om hierdie woord te kan vat en deel te kan maak van ons hart. Here, ek weet hierdie is partymal bietjie moeilik om na te luister. Veral wanneer dit jou eie gevoelens en jou eie wil begin aanraak. Maar Here, ons weet dat U in beheer is en dat U ons die regte pad sal wys. En dat ons hierdie kan gebruik, Here, en deel maak van ons hart, dat ons U woord lewend sal maak in ons hart, Here.
Here, ons glo dat U Gees ons gedagtes sal aanraak, ons sal gebruik, daar waar ons beweeg in die wêreld, Here. Ons is hier omdat ons U lief het en omdat ons die woord lief het en omdat ons meer van U wil hê en meer van U wil ontvang, Here. Dankie Vader, Jesus Christus en Heilige Gees, dat U ons begin en ons einde is. En dankie Jesus dat U aan die kruis aan ons gedink het, daai dag, dat U nie opgegee het, halfway nie. En Here, mag ons ook nie op U opgee nie, en dit wat U vir ons mee lei. U is ons krag, U is ons alles, en ek dank U in Jesus naam. Amen.